Hey, môre Anoy. Môre Frikkie. Ons het mekaar al gegroet vanoggend somewhere someplace, né? Maar in elk geval, ons is vanoggend hier so by Diskuspan of Diskusdam. Maar ek wil net vir julle ouens sê, ons is hier teen die riete, so ons is as jy miskien net daai huisies kan wys net om vir die ouens 'n goeie idee te gee. Waar is ons? Langs ons is my ou groot vriend Pieter Lindetjie van Witbank wat altyd saam met ons hengel, en langs hom is Gerard, een van ons ander vriende wat vandag bietjie saam met ons kom hengel. Dis Dinsdag vandag, né? Ons is hier teen die riete op die verste punt, en vandag ouens gaan ons 'n paar nuwe dinge doen. Ons gaan in die eerste plek hierdie langstokke, kortstokke almal nie verder as tussen 50 en 60, 70 meter gooi nie. OK. So ons gaan 'n bietjie nader hengel as wat ons altyd die goed oop ketel stoot. Vandag gaan ek net 'n bietjie iets verduidelik, die bombooster. Ouens, as jy die bombooster nou kyk, gaan jy sien hy het baie groot, harder stukkies bombooster in wat ek spesifiek so gemaak het. Nou my rede daarvoor is, ek wil met die bombooster wil ek die volgende probeer doen. Ons het in die ou dae het ons die bombooster pakkie gevat en dan gooi jy hom in die water, dis 'n poeier. Hy los mooi op. Jy gooi jou bombooster voer of jy gooi 'n gewone voer of jou keuse voer, gooi jy daarin. Jy kry vir jou daar 'n kol, jy bou daai kol, die visse beginne om hom swem, die wind beginne in 'n rigting waai en daai bombooster beginne loskom daar uit die kol uit en hy beginne die wêreld vol raak. OK, as jy alleen hengel, kan ek nie sien dat dit ooit 'n probleem gaan wees nie. Maar ek lê in die aande wakker om te dink, wat kan 'n ou doen? Want daai bombooster raak net weg daar in die water en hy begin die kolom, saam met die kolom loop. Nou wil ek so maak, ek het die bombooster nou bietjie meer aangevul met groter particles bombooster. OK, so wat wil ek nou doen? As ek nou op my asblikdeksel gooi, en die ouens ken my as asblikdeksel, jy gooi op jou asblikdeksel en daai bombooster lê en hulle begin stadig daai harde oudjies oplos. En soos wat hulle oplos, gaan hulle nie so vinnig in die kolom nie. Ek maak eerder 'n mooi voer, laat wanneer die visse begin agterkom, daar is voer daar, dan bou jy vir jou 'n pragtige kol. Ek het net daaraan gedink, as jy die bombooster poeier gebruik in jy hengel kompetisie, en jy het nou baie bombooster daar met poeier, en hier staan Gert en Piet en Klaas en Koos langs jou in hulle ry in hulle hengel kompetisie, nou begin al daai voer se poeier, al daai bombooster se poeier begin in die kolom af gaan bo oor hulle voere. So baie keer kry ou wat die ou langs dan sê, "Wow, ek het lekker vis gevang vandag." Ek weet nie, en ek dink nie enigiemand weet nie. Is dit 'n kwessie dat daai bombooster poeier die vis lok, die vis kom, hy ryk nog steeds bombooster, maar hy kom by hierdie lieflike kol wat ook al daar lê, en hy sê vir sy chommy, "Luister Pel, ek gaan bietjie hier af, ek gaan bietjie hierdie rodeas probeer." En die chom sê, "Hoorie, ek gaan 'n bietjie aan agter die reek aan." Om daai te verhoed, laat die hele linkerkant of regterkant van die bombooster is bo oor ander ouens se voere, het ek hom groter en kleiner, groter gemaak, om te verhoed dat die goed te verf en te vinnig versprei, maak ek hulle 'n groter ene en hard, so hy gaan stadig oplos daar op daai kol. Kom ons kyk wat gebeur vandag as ek dit doen. Ek het iets verskriklik oulik geleer, en ek het hierdie naweek, is daar 'n ou wat ou Naas, hy het gewen met 'n kompetisie, en dan was dit 'n man wat ontsettend baie hengel hier met sy dogter. Hy het vir my 'n paar triks gegee, en dan was daar ook die manne wat by Primeview hengel het, OK. En almal sê, ek en jy gooi nou maar altyd 4 koppies van die bombooster of die gewone voer, soos ons almal dit ken, gooi ons in die water, en onthou ouens, altyd eers jou water, hoor. Nou gooi ek 3, en nou gaan ek op die resep wat my vriende vir my gesê het, my hengelvriende, maar 'n ander ding is, die goeie nuus is, hier is hierdie man lekker fyn poeier terug, die Blue Diamond, en hulle sê vir my, "Frikkie, wat jou Blue Diamond? Wat 'n koppie van hom, en om hierdie 3 koppies voer en 2 koppies water lekker te laat bind, en ook lekker te laat blus, doen dit." So ouens, kom ons kyk hoe werk hierdie toneeltjie vandag.
Jy kan voel hy's pop nat. En nou dat ek hierdie insit, nou ons kan julle sien hoe trek daai poeier. Maar hoorie, julle het hom nou, né? 2 koppies water eers, dan jou 3 koppies bombooster voer of jou gewone voer en dan jou 1 koppie Blue Diamond. Ek het gister by 'n man gehoor wat Sondag kom hengel het en hy het nogal hier gehengel en hy het net vir my gesê Frik, dis net ongelooflik. Ek wil amper sê 30 sekondes tot 'n minuut vat die bal om te blus. Nou ja, ek hou daarvan want dit beteken my harde partikels gaan vinnig loskom en ouens al klaar is daai klipharde ding. Kan jy sien ek kan hom al klaar druk. Ek kan hom al klaar plat druk. OK, Red, daar is hy. Jy druk hom al klaar plat, so met ander woorde hy werk soos 'n droom. Hy gaan nie jou hande met harde punte of iets seermaak nie en daar is hy. Kom ons kyk wat gebeur vandag met hierdie transaksie. OK, Red, daai voer het ek omtrent nou so 7 minute laat staan. Hy maak 'n lekker bal, hande is skoon, maar ek wil net vir jou wys hoe die groter stukke bombooster waarvan ek nou gepraat, so binne in die bal is ook maar so sag dat jy voel hulle nie. So ek voer nou net so 10 balle van die in, kyk net, laat daar ietsie op 'n asblik deksel kom, OK? Hier het ek op die onderste hoek 'n blou wintergreen tot met 'n halwe garlic tot. Bo het ek 'n wintergreen tot met 'n halwe koller tot en op die voerbal het ek wintergreen en garlic dip met 'n bombooster voerbal. Red, ek moet sê dit vat daar maar 'n rukkie voordat ons twee eers kan inkom met al die afneming goed, maar dis vir die kliënte en vir ons se lekker hengel, né? Wat het ons hier? Right. Op die onderste hoek het ek 'n oranje banana tot met 'n halwe koller. OK, oranje. Banana tot. OK, en 'n halwe koller tot. Goed, en Bo het ek 'n stukkie banana tot met 'n halwe koller tot. OK. Toe het ek hulle in ons dik bomstroopie gedoop. Ek gaan nou hulle ook in ons bompoeiertjie doop. OK. Maar op die voerbal wat 'n bombooster voerbal is, het ek banana en ek het koller. Hierdie poeiertjie is 'n bombooster dip, hoekie dip, né? Ja, hy is 'n Hy's nou nie die bombooster soos wat ons hom in die pakkie ken donker nie. Hy is spesifiek gemaak. Wys hom net bietjie vir die kamera of daar sê hy lyk so pink, maar hy ruik heerlik na bombooster. Daar sê, so met ander woorde jy doop nou jou asie. Ek het 'n bomstroopie wys. Maar ek doop nou sommer my asie net so. Dit is jy kan nou net 'n hoekie vat en hom nat maak met 'n ietsie, water of jou dippie. En dan kan jy hom 'n paar keer so in die dinge stoot. Nou word hy net dikker en dikker, né? Ja, maar ek gaan nou maar sommer net dit doen. OK. En kyk hoe werk dit hierso. 100%. En ek het Jy het 'n stroopie, jy praat van O ja, hier is die stroopie. Hy het nog nie eers 'n sticker Ja, nie. nee, maar hulle is al lankal getoets. Ons wag nou net vir die plakkertjies. Maar lekker, hy's dik. Ek wil net hierdie bal vir jou bietjie Ek wil stiller. nou nie hiervan op die bal sit nie. Ek het O, nou o. net die hoekasies gedoop in hom. Ek gaan hom net nou vir julle wys, dan sit ek hom op die voerbal. O, OK. Maar hy's lekker flore en hy's dikkerig, maar hy kan spuit. Maar wat is sy bestanddele? Dis 'n mielie bom Ja, hy het baie booster stroopie. Daar's OK, net 'n ou paar gehad. ander geheime goedjies in. Ag man, ek haal dit so om vir die publiek iets Nee, maar so te verduidelik. Maar in elk geval, ouens, kom ons gooi nommer 2 in. Ons is al 'n uur besig, maar hier gat ons. right. Op die onderste hoek het ek 'n burnt caramel tot met 'n duiwelsdrek garlic teegie. Die rooi is dit maar jou vinger, né? Dit is maar net maar vir my vinger, want Okay. op die boonste hoek het ek 'n musk tot met 'n deegie. OK, En dan op die voerbal weer eens natuurlik bombooster. Daar sien jy weer hy lekker vet stukkie bombooster uitsteek. Ja, hierdie kant ook mooi. En op die voerbal het ek gegooi die musk karamel dip wat heerlik is Dis lekker. met 'n bietjie koller. Nee, mooi gedink man. Kom ons kyk wat maak die manne. OK. Right, Pieter. 5 kg hoor. Dis 'n 5 kg. Wat sê jy? Jy het hom geweeg? 5 kg. 5 kilos, ja. Pragtige vis. Daar is hy. Dankie ou Pietman. Daar is hy man. Oeg, mooi karpe. Oeg, wag, daar val 'n polisman in die water van die middelstok. Daar gaan nog 'n stok. Dankie Piet vir jou hulp. OK, so ons het nou agter Dis die wintergreen. hierdie ene, né? Ja.
Okay, maar ons het nou gekry wat? Oei, Ons oei. het 'n banana. Waar hy gebyt op 'n stukkie banana met banana en koller op die voerbal Okay. en 'n deegie, jou duiwelstreek garlic deegie. Ons het daai heel regterkant se vis daar in die riete verloor, hy het gebyt op 'n bomtot Okay. met 'n halwe rooi mielieblieder. En hierdie ene byt nou op Wintergreen. wintergreen en garlic. Okay, daar gat hy wil. Dis miskien 'n ou kleintjie. Kom ons kyk. Right, dit was nou 5 kg op daai korte stokkies en nou op die pinpoint waar die klomp balle ingegaan het volgens die bombooster voerballe. Die kol begin dit daarom nou werk lyk dit my. Maar dit is bietjie kleiner, maar wat was op daai pinpoint regterkant? Ook wintergreen. Op die regterkant is wintergreen en garlic Okay. en links lê wintergreen en koller. Hy het gebyt op 'n wintergreen tot met 'n halwe garlic. Hierdie ou kitjie en vlaag gedoop, Hier's my vinnig gebyt hoor. maar hy het 'n chokmint op die voerbal gehad. Chokmint. Want toe byt hy aan die onderste hoek wat ek net 'n gewone anys. Anys Toto, pragtig reeds. Geluk met hierdie mooi vis. Hy Hy's 4.2. het gebyt. Glo dit as jy wil op 'n bomtot. Daar sê. En agter die bomtot het ek 'n halwe rooi bloeier rooie gesit, wieretjie, daai né? mieliebloeier. Okay. En op die voerbal net ons nuwe bomstroopie. Ek wil nou vir jou iets wys. Wat jy nou gesê het, check bietjie. Hoe kom daai rooi uit die kiewe uit? Het jy lekker geëet? Daar sê, dankie man. So, hy het nou 'n lekker byt gegee. Hoe voel hy? Bietjie beter? Nee, ek moet hom net uit daai riete uithou man. So hierdie ou groot katrolle wat jy vir my aangeskaf het. Hy bring hom gou-gou uit, hoor. Hoorie so, en ek het op die hoek het ek 'n bomtot en voor die bomtot het ek 'n halwe kollertot wat so lekker groen floresien bloei. En dan op die voerbal het ek ons nuwe bomstroopie en 'n klein bietjie koller. Okay. Hy het bietjie langer gelê as die ander een met die bomtot en die halwe rooi bloeier. Maar hy lyk vir my nou 'n mooi visie. Okay, ons kan heeltemal daai kant toe gaan. Ek dink ek het hom uit daai riete uit. Dankie man. Geluk. Hy's so is. Hy's by daai lyn, maar dit lyk daar sy. Ek sal hom nou gaan hou. As jy hom net kan, ek gaan nie nou kan sukkel met die Nee, kamera nee, ek gaan hom Dankie nou. man, dis dierbaar. En laat sak kom so klein bietjie ou nou, daar is hy. Hy het gebyt op my bomtot en groen, hè? Bomtot En koller. met 'n halwe koller Daar is hy. en bomstroopie en 'n bietjie Ai, ek bly die goed koller werk op mooi. die voerbal. Daar is hy man. Right. Lekker vinnig swem hy weg, mooi. En toe besluit ek nee wat. Vir die lekker daarvan kom ons vat die bombooster tot stokke. Die bom tot stokke en ons plant hulle 'n bietjie verder. En daar's nie voerkol of niks nie, né? En kawala, hier kom hulle. So ons trek nou by vis nommer, dis 10 hierdie. Dis nommer 10 hierdie. Mooi visie, ek bring vir jou die net. O nee, jy het die net hier in die water, né? Alright. Lekker sterk visie, né? Daar kom hy vir jou. Dankie ou nooi. Right, toe. Mooi red, pragtig man. Jy het niks van jou ou styl verloor nie, hoor. Jy hou my uit die modder uit. Hier is wat die visse nie kan weerstaan nie. En dit is nou die bomtot met die groen koller of die bomtot met die rooi wat nou nie 'n naam het nog nie. So nog die plakkers kry. Ai, weet jy? Ja, dit is nou die rooi val bommielie tot. Maar die punt is net, maak nie saak wat ons maak of gebruik nie, maar ons begin nou al hoe nader kom aan net groen, 'n groen koller wat bloei, 'n rooi mielie wat bloei, en nou is hierdie twee visstokke, hierdie twee rockets met hulle nuwe groot bomblasters. Man, hulle hengel nou lekker. Jy gooi hulle ook bietjie verder. Nee, ons gooi hulle lekker verder. Ons wil bietjie die stokke met hulle groot dromme lekker gooi, né? Later verduidelik hoor. Ja, gaan nie aan die stok. Nee, o, blikemmer, hoor nou net hier. Wat een is dit? Dis nou hierdie kort stokkies. Wat ek nou, is dit weer die anys, né? Jong, maar hy het nou gehardloop hierdie Pieter.
Ai, lekker man. Oei, ons hengel nou lekker. Hier is wat die visse nie kan weerstaan nie. En dit is nou die bomtot met die groen koller of die bomtot met die rooi wat nou nie 'n naam het nog nie. So nog die plakkers kry. Ai, weet jy? Ja, dit is nou die rooi val bommielie tot. Maar die punt is net, maak nie saak wat ons maak of gebruik nie, maar ons begin nou al hoe nader kom aan net groen, 'n groen koller wat bloei, 'n rooi mielie wat bloei, en nou is hierdie twee visstokke, hierdie twee rockets met hulle nuwe groot bomblasters. Man, hulle hengel nou lekker. Jy gooi hulle ook bietjie verder. Nee, ons gooi hulle lekker verder. Ons wil bietjie die stokke met hulle groot dromme lekker gooi, né? Ons het nou net hoor nou hierso. Hierdie ou kom van 1985 af, Orlando. En hy moet nog skoon gemaak word. Maar hoor die ou ratte, fop. Ag, sister. Maar hy vang sy eerste vis in dekades. Daar sy, kom maar groote. Daai vis op die hospitaalkatrol, hierdie ou wat sy ratte al oor die jare stikkend is. Nou, bring hom vir jou mooi, daar is hy mooi geskep man. Daar is sy. Het moet so krom staan nou, ja, daar is die Orlando van 1985. En hy het nog gepir met sy laat sak bietjie die ou visie. En hy vang nou sy eerste visie in dekades. Bring die visie bietjie hierdie kant toe. Daar is hy nog 'n bietjie. Hoek, hy drywer, koppel. Daar is hy. Het nou ja, daai klomp voer van vanoggend is nou klaar. So ek het nou weer 'n lekker looitjie gemaak, maar kyk net hier. Vorm onmiddellik 'n lekker bal. Hande is absoluut skoon. En daar kom die lekker stukke bombooster nog uit, maar ons vang daarom nou vir jou vis, hoor. Maar die ander geheim is wat ons later bietjie oor kan praat. Ek het nou die bombooster se dik mieliestroopie wat gemaak is vir die voer, het ek so 'n druppeltjie hier ingegooi. Ag, fooi toe. Hoor hoe hardloop daar ou hospitaal. Hy skiet. Shame. Okay, katrol, alles reg, hoor. Yes, daai ding is al ver en vader ons. Hier gaan ou Hakkentak weer. Ek weet nie of jy weet, ek noem dit sommer 'n hospitaal, onthou jy? Ja, Ek het maar is dit nou 'n hospitaal? Nee, ek het 'n Magnum 303 gehad. Nou ja, maar dit was Sy ratte hospitaal. was af, dan maak hy so net soos hierdie ene, maar hy raas. En toe hengel ons teen twee springbokke daar by Bronkies, onthou jy? Yes, en toe hy water vat, 3 minute, toe sê hulle, hoor jy, hy hengel met rooi. Maar daai dae het ons natuurlik kleersel gebruik. Toe sê ek, doop hom gou in groen, maar hy het 'n pytjie opgehad en 'n pappie, en die pytjie was 'n rose essence, né? Ja. Dan sit ek groen, dan sê hulle hengel groen nou hier langs van. Hier op 'n kol toe draai daai stok om, onthou jy, toe ruk hy daai lyn, ons het ons ligte gery gedoen. Ruk hy daai lyn van daai katrol uit kwaad wees. Maar nee, ek sal hierdie katrol maar met los, want hy as hy so rat hardloop die lyn styfpap. So hy gaan vir hom om die katrol vas, hy kan hom breek, hoor. Maar hoor jy, hy byt toe nou op die eerste keer wat ek vir dagpitte aansit. O ja, dis die Ja, daai dis die mampoerpitte. Mampoerpitte man. Wat is dit, Imei, né? Nee? Wat is die naam? Volgens jou is dit Imei. Imei. Volgens my is dit net mampoerpitte. So ou Wimpie daar in Groblersdal, weet maar, jou oorlede boetie wat vir ons daai mampoer 7 jaar terug gegee het. Hy werk, hoor. Ag, die ouens gaan lekker begin hengel hier by hierdie dam, as hulle net hierdie klein bietjie kombous gebruik wat ons gebruik. En al wat ek op die bal gesit het, dink ek, was weer die bomstroopie. Okay, so, begin voor. Al wat jy op die bal gesit het, okay. Al wat ek op die bal gesit het, was die bomstroopie. Pragtig, man. En dan het ek die 2 hoekies, op die een het ek pit met 'n deegie. Okay. En Ek het gesien net voor ek gooi. En die onderste hoekie het ek 2 pitte. So nou gaan ons kyk waar hy gebyt het. Okay. Maar nou is interessant dat hulle is die eerste keer wat nou op hierdie maaksel van die mampoerpitte byt, né? En weet jy wat, Red? Onthou nou net, al die katrolle is geklip gewees, né? Ja. Om ordentlike voerkol te maak. Hierdie katrol kan nie klip nie. En ek het ook nie penne om lyntjies te trek nie. So hom het ek sommer oop en toe gegooi, né? En hy het nou alleen gelê, want Ja, of hy daar's nou geen rus, voer nie.
Ons wil nou net 'n bietjie rus, al die stokke nou uittrek want ons kom net nie by 'n dink vanoggend se koffie lê nog ook in die kas. Wel, ons het nou net voor hom het 4 stokke gelyk geloop en ons het 4 visse gevang. Okay. En hulle was almal 5, 6, 6,5 kilos. Dis reg, is 2, 5 en 'n 6 wat ons so Okay, en dan nog 'n kleiner enetjie. Ja, hom het ons teruggegooi. Die eerste klein een, tweede klein enetjie, maar die res alles het 'n rukkie gevat en toe kom hierdie kerels. Okay, jy kan maar regmaak, hy so 10 meter van ons af. En ek moet sê alles is omtrent 60 meter nou, hè. Laat ek jou nou gou eers skep. Ek moet nou die kamera hanteer en skep. Hier's 'n mooi vis. Dis mieliepitte nou, 2 mieliepitte op elke hoek. mampoerpitte. Mampoerpitte. Kom bietjie op, Sena. Hierdie het ek sien daar aan die regterkant is By- die lang stokke. Gaan daar ook iets aan. Van baie ver weg, hoor. Wow, so hy hardloop daar ook. Hoorie sommer, hierdie is 'n baie mooi vis. Laat ek hom gou vang, ouens. Terwyl ek nou daai vis nou net geland het. Met jou mampoerpitte, Hierdie is weer die bomtot, hoor. Met 'n kollertot. met 'n koller. Kollertot. So hier doen ons verskriklik goed. Dit is die rooi Hierdie is weer die groen kollertot wat lekker wat so bloei. lekker bloei en daar's die rooi koller Met die bomstroopie okay. op die voerbal. En dan natuurlik die bomtot wat ons nog nooit eintlik gebruik het nie, né? Ek is skoon verstom. Ek het jou vanoggend in die kar gesê. Nou Kom my ons vis, probeer alles bombooster, bomtot, al daai dinge laat ons vir die kliënte kan wys. Hulle kan net met daai handjie vol goed kan hulle hengel. Hier is ons 19de vis, maar ons looi vir hulle, né? hoorie maar ek moet teruggaan na my vis wat ek nou net gevang het. Hy soek aandag en nou het ek gou hier by jou kom help. Okay, nee, maar ons het afgeneem. Och, hierdie Gaat hy weer? katrolle werk almal lekker, jong. Oh, Is dit jou nuwe katrol? ja, jessie. Nee, ek kan dink hoe die spesie ouens lekker kan hengel om 300 meter in te Is katrol. jy happy met jou verjaarsdagpresent? Vreeslik. Mooi man. Dankie. Vang nou net 'n mooi vis. Ek kom net nou weer hiernatoe. Jo, kereltjie raak swaar. Dis 'n swaar vis hierdie. Is hy nie die grootste vir die dag Hy nie? is die grootste vir die dag. Hoor hierso, Almal 2. was 5, 6. Hierdie Pieter behoort omtrent hier so naby 7 te wees. Maar ons het ander vis om aan aandag te skenk, so ons kan hom nie weeg nie. Hoor hierso, 2 hoeke. Op al 2 hoeke 2 mampoerpitte. Op die voerbal 'n bietjie bomstroopie en honey En bombooster voerbal, né? en 'n bomstroop En voerbal. natuurlik in die voer het ons die wat ons 'n bietjie Bietjie rustig stroopie. dit is 'n stroopie vir die voerbal. OK? Jy kan hom op die voerbal sit, maar daar's 'n ene wat 'n bietjie meer vloeibaar is wat jy in jou voer kan gooi. En vandat ons hom ingegooi het, moet ek sê, speel ons nou lekker. Hoor jy, hierdie ouetjie raak nou swaar, maar dis die Maar sit hom swaarste. terug, ons moet nog ander gaan afneem ook. Daar sê, dankie mind. Ek neem sommer nou so skelm bietjie hier af. Hier het Red nou net die pitte. Onthou julle ouens Rietvlei dam so 2 weke terug. Toe sê ek, kom ons vat pruimedante en ons sny hulle in stukkies en dan gooi jy koelmieliepitte. Jy kan duidelik sien hy krimp nie. Hy raak eintlik so lekker uitgeswel. En hier is die koelmieliepitte nou aan die hoek. So met ander woorde vir die laaste 5 vis, 5 kilogrammers en 2 sesse. So 3 5 kilogrammers en 2 6 kilogrammers en een lekker fris mannetjie wat ek dink die grootste een is, maar kyk hoe doen sy dit. Net die mieliepitte op die hoek en dan daar's hulle. Julle onthou nou het ons gemaak, né? Pruimedante en skoon mampoer. Nie draadmampoer of perskemampoer nie. Skoon mampoer en jy gooi jou pitte saam met hulle in en saam met die pruimedante en hy gaan vir jare en jare so hou. En jy kan sien hoe mooi lyk daai pytjies, né? Hulle krimp nie in of enigiets nie. OK, hier is weer mieliepitte, né? Mieliepitte. Daar sê, mieliepitte. Red, ons is amper klaar, maar dis die manne wat so goed was. Kom ons kyk net. Botteltjies ook om te Ja, hy is leeg. Dis hoe 'n mens moet hengel. Aha. Kyk net daar, lekker Dis dik hy. bomstroopie, maar jy ryk vir hom oog mielie met bombooster poeier en bietjie dik gemaak, né? Sy. Pragtig.
Carly, wat is fout met die vis? Is dit lekker? Hou hom net mooi vas, hoor. Woe! Trek jou. Ja, ja. Hou hom net so vas. Nee, moenie katrol nou nie. Hou hom net so vas. Hou hom net so. Tot hy skiet gee, dan katrol jy. Hy is nou 'n bietjie geskrik. Kan ek nou katrol? Ek het hierdie vis gevang met cheese dots op die hoek. Op 'n bombooster op die bomboosterbal het ek koller en naaltjie gehad. Daar sê. Mooi vis, Carly. Hou. Ek het hierdie mooi karp gevang op 'n cheese tot en 'n boosterbom op die bol, die boosterbom, en dan die dippies was 'n naaltjie gewees en koller.